Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons vier vandag ons 60ste bestaanjaar. Al die eer, die dank en die lof kom die Here alleen toe. Ons gaan lees uit die Bybel uit 1 Korintiërs 1 van vers 10 af tot aan die einde van die hoofstuk en ons gaan fokus daarop, wat is die een ding waaraan ons gemeente, die Gereformeerde Kerk Ontdekkers, geken moet word. Kom ons roep die naam van die Here in gebed aan. Liefdevolle God, Hemelse Vader, ja, ons buig voor U heilige aangesig neer. Here, in ons harte is daar net aanbidding, verwondering, dankbaarheid vir U troue liefde, vir die genade wat ons kan ken in Christus. Ja, ons is hier, die gemeente, by mekaar om U te verheerlik, om U uit te wys as die enigste ware God wat leef en regeer, en wat in Jesus Christus ons Vader is. Ja, U alleen is almagtig. U alleen is heilig. U alleen is regverdig. En daarom, as ons U nou opsoek, by U voete kom sit, om na U te luister, dan doen ons dit in Jesus naam. Ja, U het ons harte gehoor, ons het onsself voor U verootmoedig, ons ken ons sondeskuld, en daarom weet ons is net hier in Christus. Vestig in ons harte deur U Gees se ware geloof in Jesus Christus ons verlosser. Leer en onderrig ons in die lig van U woord, kragtig deur U Gees. Lei ons in die volle waarheid van wie Jesus is. En Vader, reinig ons harte, ons gedagtes en ons denke, sonder ons nou af. Verwyder al ons eie opinies, ons eie voorbedagte denke. Ja, maak daar die eie ek in ons dood. Dat Christus, Here en Koning van ons harte en ons lewens kan wees. Dit vra ons net om Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 31. 1 Korintiërs 1 van vers 10 tot 31. Ek pleit by julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. My broers, ek is deur glose mense ingelig, dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Cephas, of ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek, afgesien van Crispus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo
te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke, is daar onder julle nie baie wys is, nie baie invloedryk is, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam, en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Daarom soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Tot sover lees ons uit die woord van die Here uit. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 23. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Dit is die woord van ons Here. Ja, geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en dit ter harte neem. 10 jaar gelede was die tema vir ons 50-jarige bestaan rotsvas op Christus. Julle kan gerus gaan kyk, hier's 'n marmerklip hier voor wat oom Erasmus, Philip Erasmus nog onthul het, want hy was die ouderling wat die voorstel gemaak het op 'n kerkraadsvergadering by Florida, dat ontdekkers moet afstig en 'n eie gemeente word. Ja, ons fokus in die prediking destyds was daarop gerig, dat ons Christus in die lig van die Bybel reg moet ken en verstaan. Want juist dan bou ons rotsvas op hom, en dan kan ons die toekoms tegemoet gaan, maak die saak wat dit vir ons inhou nie. Nou so 10 jaar later, en in God se groot genade, word die evangelie nog elke Sondag hier verkondig. Maar sal jy met my saamstem, dat ons omstandighede eintlik versleg het? Ons omstandighede het moeiliker geword. Die samelewing waarbinne ons bly beweeg al hoe verder weg van Christus en sy kerk af. Meer en meer van ons families, ons vriende, ons kollegas ken, bely, glo nie meer in Jesus nie. Iets wat eintlik vreemd was, veral vir ons ouer garde, om met mense te doen te kry wat nie Christene is nie. In baie kerke, selfs tradisioneel Afrikaanse susterkerke, word Christus verkondig, maar nie dieselfde Christus as wat hier verkondig word nie. Christus word nie verkondig as die gekruisigde nie. Nee, hulle word geleer dat Jesus eintlik maar net 'n mens was wat ons kom leer het om lief te hê. Maar daardie Jesus is dood. Dis eers wanneer ek ook lief het, wanneer ek almal onvoorwaardelik net lief het, en al hulle verkeerdhede ook maar net kan lief hê, en waar ons almal onbekeerd met ons lewens net sogenaamd liefdevol kan voortgaan, dis wanneer Jesus eintlik in ons harte opstaan en werklik leef. Hy's maar net 'n mooi liefdevolle gedagte. In ons eie binnekring beleef ons op die oomblik erge spanning binne die GKSA. En nou as mense wat self sê, ons as kerkverband het reeds geskeur. Midde al hierdie onstuimige dinge wat om en in ons binnekring gebeur, kan ons vra, wat moet die een ding wees wat ons as gemeente nie kan prysgee nie, maar wat ons eerder moet laat uitstaan? Ons kan sê, wat moet ons handelsmerk wees as gereformeerde kerk, ontdekkers?
Want ons bly in 'n handelsmerk mal samelewing. Ons jong mense trek net sekere klere met sekere handelsmerk aan. Ook van ons ry net sekere karre met 'n sekere handelsmerk, want dit spreek van kwaliteit of dit waarvan ek hou. Wat moet die een waarheid wees wat ons as gemeente identifiseer? Wat is dit wat mense met een kyk, met een ontmoeting van enige van ons lidmate moet laat besef, hier het ek met 'n ware gemeente van Christus te doen. Want die donker kant van handelsmerke is, veral in vandag se tyd, daar is baie nagemaakte produkte, ons noem dit fakes. Dit is soos ons almal dit mos nou maar noem. Hulle is baie goedkoper om te koop, hulle is makliker om te kry, jy koop dit omtrent op die hoeke van die strate, maar in waarde steek hulle by die ware produk af. So kan iets met die eerste oogopslag na die ware Jakob lyk, maar intussen tyd is dit 'n halwe waarheid. En ons weet mos nou al, 'n halwe waarheid is gelyk aan 'n volle leuen. So hoor jy baie predikers gebruik die naam Jesus, ook woorde soos liefde en genade, maar eintlik gaan dit net oor die mens, oor my en jou se voorspoed, ons geluk en ons rykdom. Dis 'n maklike evangelie om te glo. Ek hoef nie tot bekering te kom nie, ek kan met my eie sondes onbekeerd aangaan, en God is net liefde, hy is lief vir my, en Jesus is lief vir my en hy is lief vir jou. Dis so 'n maklike evangelie, en daarom verkoop dit so soetkoek. Wat moet ons as gemeente se duidelike handelsmerk wees? As Paulus in ons teksvers vir ons sê wat sy handelsmerk is, dan sê hy dit so mooi, ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. So mooi in vers 2 later in die volgende hoofstuk, dan sê hy, ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ag, my broer, my suster, mag die Gees hierdie hartsbegeerte in elkeen van ons harte vas lê. Wie as ons praat, as ons stry, as ons verskil, kom ons gaan staan en gaan sit net weer eers by Christus, die gekruisigde. Jy sien, die gemeente in Korinthe was 'n gemeente in 'n baie bedrywige hawestad. Hy het 2 hawens gehad. Ja, dit was 'n regte wêreldstad, vol besighede en bedrywighede. Onnodig om te sê dat in so 'n besige handelsstad het ons ook maar al die ewels gekry wat maar gewoonlik met so 'n stad gepaard gaan. Winsbejag, besigheid is gedoen, daar was 'n besige markplein, daar was oneerlikheid. Met al die afgodstempels was daar ook onsedelikheid, wat elke dag bedryf is. Daar was ook 'n verskeidenheid van godsdienste, mense wie se paaie gekruis het, en hierdie godsdienste het ook 'n uitwerking op mekaar gehad, en het mekaar se denkwyses verander. Ja, Korinthe was natuurlik ook 'n stad vol geleerdes en onderwysers, wat met boeiende woorde, en wat met welsprekendheid hulle boodskappe in die openbaar verkondig het. Dit was 'n algemene praktyk destyds, hierdie welsprekendheid in 'n teater, vir almal om te kom luister. Ja, hierdie sogenaamde wysgeere het dan ook maar elkeen sy eie klompie volgelinge gehad. Die inwoners van Korinthe was dus gewoond aan verskeidenheid. Elkeen het die reg tot sy eie opinie en sienswyse gehad. Daar was niks reg of niks verkeerd nie. Elke ou kon self besluit. En ook in die kerk, in die gemeente in Korinthe, het hierdie hele gesindheid natuurlik oorgespoel. So het ons reeds gelees, dat daar ook in die gemeente van Korinthe verskillende partye ontstaan het. Daar was gelowiges wat vir die ander een sou sê, weet jy, ek verskil met jou, want ek is van die Paulusgroep. Of nee, ek dink anders as jy, ek is van Apollos, of nee, ek dink jy sê die punt mis, ek is van Cephas. Ons weet Cephas is Petrus. Daar was selfs 'n Christusparty. Waarvoor elke party gestaan het, kan ons maar wyd spekuleer. Paulus omskryf dit nie eens vir ons in hierdie gedeelte nie. Die punt wat Paulus wil maak, is dit waar die fokus op Christus self moet wees, het hulle die fokus
Nou die verskillende menings en opinies binne die kerk het hulle dit daarop laat val. En daar was baie sienings, ons het dit gelees. Maar weet ons in die Grieks-Romeinse wêreld van destyds, was dit 'n skande gewees om gekruisig te word. 'n Romeinse burger mag nie gekruisig geword het nie. 'n Evangelie van 'n verlosser wat aan die kruis sterf sodat elkeen wat in hom glo gered kan word en wat ook nog uit die dood uit opstaan. Ag nee man, dit spreek mos van dwaasheid. Hoe kan jy met my enigsins so ietsie kom deel en dink en wil hê ek moet dit glo? Ons kan onsself indink tot hoeveel gesprekke en argumente dit nie tot gevolg moes gehad het nie. Met al hulle wysheid was die Grieke net te slim vir die kruis. Ook vandag is daar soveel mense wat net te slim is vir die kruis evangelie. Ja, die Grieke, die mens, soek wysheid, menslike wysheid. Ook vandag is daar teoloë wat hulle nie met 'n God wat sy eie seun aan 'n kruis laat sterf kan vereenselwig nie. Jy kan mos vir jouself indink. Dit is nie reg nie. Dit kan tog nie wees nie. Christus is vir hulle maar net, Christus die gekruisigde, is vir hulle ook maar net 'n dwaasheid wat 'n klomp fundamentele Christene nog glo. Vir die Jode in Korinthe was die kruis ook 'n struikelblok. Hulle het al die groot wondertekens van God in die Ou Testament geken. Ook die groot dade wat hy deur al die geloofshelde van die Ou Testament wat hy gedoen het. En nou word hulle deur die apostels geleer dat die grootste liefdesdaad, die beste wonderteken van alle wondertekens, Christus, die gekruisigde is. Nee, hulle het gewag vir 'n sterk en 'n magtige verlosser soos koning Dawid van oud, wat groot wondertekens en magtige dade sou verrig. Nie 'n swakkeling wat in 'n kruis sterf nie. Ja, die Jode vra tekens. Hierdie maniere van dink, die Griekse manier en die Joodse manier, het 'n groot invloed op die gelowiges in die gemeente van Korinthe gehad. En dit moet ons altyd onthou, my broers en susters. Ek en jy staan nie los van die wêreld nie. Hoe hulle dink, die vloei van die samelewing, gaan ons elkeen raak, gaan ons elkeen probeer wegvat, van waarop ons nog altyd rotsvas gestaan het. En die duiwel gaan nooit ophou om ons te probeer laat weggaan van Christus af nie. Dit was nog altyd so, vanaf die vroeë kerk tot vandag toe. Ja, die een groep vasgevang in die Ou Testament. Die ander groep so wêrelds soos kan wees. En elke groep het sy eie handelsmerk gehad. Paulus, Apollos, Sefas, Christus. En elkeen het sy eie opinie. Wat is dit? Buitestaanders ons eerste in ons gemeente moet raak sien. By elkeen van ons moet hoor as ons gaan sit om met mekaar te praat oor 'n belangrike saak. Moet ons vir mense kan vertel van al die goeie programme wat in die kerk gedraai word, hoe goed die dominee of die ouderlinge kan organiseer, hoe lekker ons saam kan kuier soos gister, moet dit die hoogtepunt van wees van wat in ons gemeente gebeur. Ook hoeveel kospakkies ons uitdeel in die samelewing om ons. Of watter opinies daar in ons gemeente oor verskillende belangrike sake in die samelewing is. Wat 'n mens opval in die gedeelte waarna ons geluister het, is dat Paulus nie betrokke raak in hierdie argumente nie, in hierdie redenasies nie. In sy briewe aan Timoteus sê hy vir ons, mense, moenie aan sinlose praatjies deelneem met hierdie mense nie. Ook begin hy nie eers met 'n sistematiese uiteensetting van die Christelike geloof, soos wat ons byvoorbeeld in die Romeinebrief gekry het nie. Sodat hy daarom die Paulus groep so bietjie 'n hupstoot kon gee, en hy kon dit so maklik gedoen het.
in ons teksvers, wys hy aan hulle wat sy en sy groep sendelinge sy hele bediening gekenmerk het. Hy haal hulle fokus van mense en hulle opinies af en hy rig dit op Christus. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Twee waarhede. 'n Christus, maar 'n gekruisigde Christus. Ja, die eerste kenmerk waaroor Paulus praat is oor Jesus as die Christus. Om Jesus as die Christus te verkondig beteken om die hele Bybel as God se woord te aanvaar en te verkondig. Want die hele Bybel leer ons van Christus, die gestuurde van God, wat mens moet kom word, om ons van ons sondes te verlos. In Johannes 5 vers 39 sê Christus vir die kerkleiers van destyds, julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juis hulle, dan praat hy van die geskrifte, wat oor my getuig. En ons moet onthou, daar was nog nie 'n Nuwe Testament nie. Jesus sê, die hele Ou Testament getuig van hom. Ons bring onmiddellik in herinnering ook daardie gebeure met die 2 Emmausgangers. As hulle wonder, maar wat het nou alles gebeur? En Jesus by hulle kom en hy stap saam met hulle, dan begin hy by Moses en die Ou Testament en hy lê vir hulle die hele Ou Testament uit, dat hulle kan weet wie hy is. Elke voorskrif van die Ou Testament wys hier na hom, wat die wet en elke voorskrif volmaak kom nakom het. Elke diereoffer wys heen na die volmaakte offer van hom aan die kruis. God se verbond, sy liefdevolle betrokkenheid in die lewe van sy kinders, wys heen na God met ons, na Immanuel. Ja, Christus is die ja op elke belofte wat God in die Ou Testament maak. Hy is die middelaar tussen ons en God. God het aan ons geen ander naam gegee waardeur ons verlos kan word as sy gestuurde Messias, die Christus nie. Dominee wees, gemeente van Christus wees, beteken in die heel eerste plek dat ons God se woord onverswak, tydig en ontydig verkondig, met die doel om die evangelie oor Christus so duidelik te verkondig, dat mense vir Christus letterlik aan die kruis kan sien hang. Dis waarby ons altyd moet uitkom. Dit kan net gebeur as ek die Bybel, die hele Bybel onverswak verkondig, soos die Heilige Gees, die Gees van die waarheid ons lei, in die waarheid van wie Christus is. Wie Christus is, kan nooit losgemaak word van wat Christus kom doen het nie. Daarom kom ons by die tweede belangrike waarheid uit, dat ons fokus op Christus, die gekruisigde. Nie 'n liewe Jesus nie. Nie net 'n liefdevolle mens wat vir ons kom leer het nie, maar Christus, die gekruisigde. As gestuurde van God, maak Christus vir God aan ons bekend. In alles wat Christus gedoen het, siekes gesond maak, duiwels uitdrywe, sondes vergewe, dooies opwek, straal God se troue liefde na sy kinders toe uit, in alles wat Jesus gedoen, geleer en gepreek het. As gestuurde van God, het hy homself ook aan die kruis verneder, om as soenoffer sy bloed vir ons te stort, sodat hy na sy opstanding ook vir elkeen van ons genesing kon bring, en sodat hy as middelaar by die Vader van ons kan intree. As gestuurde van God, het hy ook uit die dood uit opgestaan, en na sy hemelvaart het hy aan die regterhand van God gaan sit, van waar hy heers, as koning
oor alle konings, vanwaar hy self hoof is van sy kerk bewaar, sy gemeente lei, ontdekkers bewaar, en vir ontdekkers sorg, as hoof van hierdie gemeente. In sy briewe aan die gelowiges in Korinthe sou die apostel nog baie moeilike sake gaan aanroer, gaan lees gerus hierdie briewe weet eer. Deel ons het gehoor, reeds van die groepvorming in die gemeente, wat tot baie verskille gelei het. Daar was lidmate wat die gesag van die apostels betwyfel het. Daar was onsedelikheid in die gemeente. Paulus sê daar is 'n onsedelikheid wat die goddelose wêreld nie eens gedoen het nie, en die mense binne die gemeente bedryf. Die gelowiges binne Korinthe het mekaar hof toe gesleep. Daar was gelowiges wat goddeloos wou lewe, maar Sondag in die erediens wou hulle voorgee dat hulle gelowiges is. Daar was huweliksprobleme. Daar was lidmate wat dronk by die nagmaalstafel opgedaag het. Daar was soveel dinge waarmee hulle in hierdie gemeente geworstel het. Ons kan 'n lang lys maak. Maar in elkeen van hierdie probleme sê Paulus, ek het my voorgenem, ek maak 'n besluit. Al hierdie sake, as ons dit gaan hanteer, kom sit ons dit in die lig van Christus, die gekruisigde. Dis die waarheid, die lig waarin die kerk, ontdekkers, die lig sien. Ons het nie 'n ander lig nie. In die lig van die hoogste waarheid van elkeen van ons se lewens, Christus die gekruisigde. My broer, maak jou persoonlike gevoelens en opinies nie saak nie. Dit maak nie saak hoe jy voel oor 'n saak nie, of hoe sterk jy oor 'n saak voel nie. Al wat geld, wat is reg vir Christus en wat nie. En om dan aan hom gehoorsaam te wees. Al moet ek tot bekering kom en wegstap van alles waarin ek nog altyd geglo het en wat ek gedink het ek is reg. Waar Christus deur 'n gemeente of deur 'n dominee verkondig word as die gekruisigde, sal God se liefde skitter. Is daar 'n hand wat uitgaan na hulle in nood? Is daar genesing vir hulle wat stikkend is? Is daar hoop vir die hooplose? Is daar 'n duidelike lig op ons lewenspad vorentoe? Al is daai pad hoe moeilik, want ek stap dit in die lig van die kruis. Geen menslike redenasies of geen uiterlike godsdienstigheid, hoe mooi en vroom dit ook al mag lyk of klink, kan my bring voor God se troon van genade nie. Jesus as die Christus, en wel hy as die gekruisigde. Hy kan dit doen, hy alleen. Waar die Gees self hart oortuig dat Jesus die gestuurde van God is, dat Jesus die gekruisigde my verlosser is, daar sal die Heilige Gees dit ook uit my hart uit laat skitter, dit laat uitstraal. Maar ons as gemeente, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Gereformeerde Kerk ontdekkers, ons sterkte getuienis hier in Rodepoort, ja, die krag van die evangelie word nie gesien en ervaar as ons maar net saam met die stroom van die wêreld gaan en hulle ons vorm soos wat hulle ons wil maak. Dan mag ons dalk agterkom, ons is ook fake. Ons is nie eg nie. Nie die krag van ontdekkers, lê in 'n gemeenskap van gelowiges, wat in Christus glo, hom alleen navolg, met hart, met siel en met verstand. As ons met mekaar praat, as ons verskil van mekaar, as ons mekaar vermaan, as ons mekaar bemoedig, selfs aanspreek, dat ons mekaar altyd aan die hand neem, hand om die skouer, maar kom ons gaan sit en praat oor Christus.
die gekruisigde. Maar God, self deur sy Gees, so kragtig in ons werk, sodat ontaard almal om ons in hierdie samelewing, hulle almal kan sê, ons kan sien en ons kan hoor, daardie gemeente verkondig Christus, die gekruisigde. Mag die Gees ook vanmôre as ons kom aansit aan hierdie nagmaalstafel, ons harte en ons gedagtes opnuut vasvang by ons Here, waar sy liggaam vir ons gebreek is en waar sy bloed vir ons versoening bewerk het. Want net hy kan dit doen, Christus, die gekruisigde. Amen. Kom ons gaan oor